interne weerstand. Okay, so dit is waar jou prakties gaan. Okay, nou ek gaan net gou vinnige recap doen, want ek dink julle brein is nog nie heeltemal wakker nie, onseker. Okay, so daar is nou 'n battery, of 2 selle, en dan teken ons 'n klein blokkie met 'n klein R, om te wys daar's interne weerstand in die battery, want soos wat die ladings deur die battery beweeg, bots hulle teen mekaar, ons bietjie wrywing, daar's energie wat verlore gaan. Okay, dan het ek hier binne 'n ammeter, hy meet die stroom of die stroomsterkte. En dan gaan ek net om my konsep te verduidelik gou sê daar het ons net 'n gewone weerstand. Okay, en dan wat ek hier gaan doen is ek gaan 'n voltmeter bo-oor hierdie battery sit. Okay, so daar is 'n baie eenvoudige stroombaan en jy gaan so 'n eenvoudige stroombaan opstel in jou prakties. Okay. Goed. So kom ons kyk gou hoe werk hierdie stroombaan. Hier stap die mannetjies. Almal gaan deur daai ammeter. So daai ammeter meet die totale stroom. En dan moet almal deur die weerstand gaan en almal gaan deur die battery. So wat ons hierso sien is die stroom, die totale stroom is dieselfde as die stroom deur die eksterne weerstand, is dieselfde as die stroom deur die interne weerstand. Of die stroom is oral dieselfde. Okay, maar as ons kyk na die volts, as ons kyk na die energie, gaan hierdie energie in 2 verdeel. Bietjie van die energie gaan na die eksterne weerstand toe en bietjie van die energie gaan na die interne weerstand toe. Niks wat ek nou sê moet jou nuwe nuus wees nie. Alles moet jy weet soos o ja, jy weet al die dinge. Ekskuus, is daar iemand wat nie 'n stoel het nie? Okay, almal het 'n stoel. Is daar iemand wat te laag sit? Linden, ek voel ek sien jou nie. Jy sit op 'n kort stoeltjie? Is jy fyn daarmee? Ja. Okay. Ek dink almal anders. Sit jy ook op 'n kort stoeltjie? Louis. En jy ook? Wie sit nog op 'n kort stoel? Nee man, jy doen nie MB. Ek doen. Regtig? Kort stoel is waar die manne daar agterop sit. Dis ook geen ander woord. Alright. Goed, so niks wat ek nou gesê het is nuwe nuus nie. Julle weet al hierdie goeters. Nou, wil ek by jou hoor. Wat meet daardie voltmeter? Hy meet volts, obviously. Hy meet die volts van die battery. Hy meet die volts van die eksterne weerstand. So as jy sê net maar hier is die skakelaar en jy maak die skakelaar oop, dan meet daai voltmeter die EMK, die totale volts wat beskikbaar is in die stroombaan. Maar as jy die skakelaar toemaak, dan meet hy hoeveel toebroodjies gaan hier uit, hoeveel energie gaan daar uit, en hoeveel energie kom daar in, en dan meet hy die verskil daarvan. So hy meet die energie wat gebruik is in die eksterne stroombaan. Okay? So daai voltmeter meet volts ekstern. Okay. Goed, so sê nou maar hierdie is 'n rheostaat. So as jy 'n weerstand het en jy trek so 'n pyltjie deur, dan is dit 'n rheostaat. Nou, daar's verskillende simbole vir rheostate. Hierdie is die mees moderne simbool. Okay? Die ander simbole lyk of so. Gaan hy so ietsie? Ek kan baie lank terug sien. Of hy lyk so. So iets. Okay.
Maar dis baie ou simbole, maar as jy ou vraestelle uitwerk of deurgaan of wat ook al, en jy sien so 'n tipe ding, dit is net 'n rheostaat. So wat is 'n rheostaat? Dit is 'n verstelbare weerstand, soos byvoorbeeld 'n volume knoppie of jou toaster, hoe gebrand jy jou brood wil hê of so 'n tipe ding. OK. 'n Rheostaat. Reg. Nou, sê nou maar ek verander my rheostaat. Wat gaan dan verander? So sê nou maar ek maak my weerstand meer, wat gaan met my stroom gebeur? My stroom gaan minder word, né? Nee? OK. So wanneer ek my rheostaat se waarde verander, beïnvloed ek eintlik die stroom. OK, so ek gaan kyk hoeveel stroom gaan deur die stroombaan en hoekom is dit belangrik? Want dan weet ek hoeveel stroom gaan deur my battery. En dan weet ek hoeveel volts vat daai interne weerstand. OK. So as ek gaan weer sê as ek my weerstand, my rheostaat se weerstand verander, dan verander ek die totale stroom in my stroombaan. Hoekom is dit vir my belangrik? Want as die stroom sê net maar groter word, dan gaan die stroom wat deur hierdie interne weerstand gaan groter word. En ons dink gou hierso volts is stroom maal met weerstand. So as die stroom gaan groter word, dan gaan die volts wat hierdie dingetjie vat ook groter word. En dan gaan die volts wat vir my stroombaan oorbly kleiner word. OK. So wanneer ek daai klein veranderinge maak, verander dit die hele konsep van die stroombaan en dan gaan natuurlik my as dit 'n gloeilamp is, nie so helder brand nie of. OK. Goed. So, wat julle gaan doen is julle gaan 'n grafiek trek. OK? En in hierdie grafiek gaan julle hê byvoorbeeld volts of potensiaalverskil noem jy dit nou eintlik teenoor stroom. En dan gaan ek vir jou sê, gaan gaan verander die stroom van na 0.1, sê net maar 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Dit is wat ek vir jou gaan sê as jy die stroom gaan meet. OK, gaan vir die stroomwaardes 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 vir daardie stroomwaardes gaan vind uit wat is die potensiaalverskil. OK. So vir hierdie eksperiment, wat sal die onafhanklike veranderlike wees? Stroom. OK. So die onafhanklike veranderlike gaan wees stroom en hoe het jy die stroom verander? Deur die rheostaat of deur die eksterne weerstand te verander. OK. So dis hoe jy dit nie bepaal het nie, gaan doen het, hoe jy dit gekry het, maar jou onafhanklike veranderlike is die stroom, en dit is wat op jou x-as kom. Dan wat is jou afhanklike veranderlike? Die potentiaalverskil, maar spesifiek die eksterne potentiaalverskil of die volts ekstern. OK, so potentiaalverskil, die eksterne potentiaalverskil, behalwe vir daai wat 1 punt. Wat meer daai voltmeter wanneer die skakelaar oop is, wanneer die stroom 0 is. Wat meet hy? Die EMK. OK, so jy gaan jou grafiek wat jy gaan trek, gaan so lyk. OK, gaan weer inzoom. Die grafiek wat jy trek gaan so iets lyk, en daar waar die stroom 0 is, daar waar daar geen stroom is nie, meet daai voltmeter die EMK. So daai punt daar heel bo is die EMK. OK? Dan in hierdie, wat moet konstant gehou word? OK, nou jy gaan nie in matriek sê, die batterye, die draadjies, die skakelaar is dieselfde. Jy gaan nie sulke goed sê nie. OK, sê dieselfde. Jy moet iets wat of die stroom of die volts kan beïnvloed indien dit verander. Die temperatuur.
Okay, jy wil nie die temperatuur verander nie, want dan gaan jou grafiek 'n eksponensiële grafiek begin word. Okay, so hierso is die temperatuur, wil jy moet konstant bly? Nou, dis bietjie moeilik, want soos wat jy die stroombaan toemaak, so gaan die temperatuur hoër word, want die ladings begin te beweeg. So, hoe gaan jy verseker dat die temperatuur so konstant as moontlik bly, is deur vinnige lesings te meet. Vinnig te kyk, jy maak die stroombaan toe, neem vinnig lesing en maak die stroombaan oop tussen lesings. Okay? So jy gaan skakelaar oopmaak, al jou goedjies gou reg kry, skakelaar toemaak. Neem die lesing, skakelaar oop. So jy gaan nie die hele tyd die stroombaan geslote hou nie. Okay. Dan sien jy nou hierso jy gaan probeer kry min of meer 'n reguit lyn grafiek. En 'n reguit lyn se grafiek se formule is mos y is gelyk aan mx plus c. Okay. Op hierdie grafiek, wat is op my y-as is potentiaalverskil of spesifiek volts ekstern, het ons gesê, behalwe vir daai een plekkie. Volts ekstern. Die gradiënt van hierdie grafiek weet ons nou nog nie wat dit behels nie. Die x-as is my stroom. En wat is my y-afsnit? Die EMK, né? Goed, en as jy so daarna kyk, dan sê jy, maar wag juffrou, het jy lyk baie soos 'n formule wat ons al gedoen het, of na gekyk het, dit is hierdie formule. Hierdie alles het ek al gesê vroeër hierdie jaar, hoor, so as dit bekend klink, dit moet. As dit nie doen nie, jy is in die moeilikheid. Okay, so as jy hierna kyk, dan sien jy goed, ek kan daai I inmaal, so, en wat is stroomhaal met weerstand eintlik? Is mos volts. So, stroomhaal met groot R is volts ekstern. Okay, nou ek los dit spesifiek so, want nou begin hierdie twee goeters vir my baie dieselfde te lyk. Okay, ek sien ek het 'n E, ek het 'n volts ekstern, ek het 'n stroom, so my gradiënt is my klein weerstand, my interne weerstand. Okay, nou as jy hierdie goeders gaan rangskik, soos wat hy lyk aan die ander kant, dan kry jy volts ekstern is E minus I maal met R. So, kom ek ruil hom gou om, dat hy lyk soos die ene. Minus I maal met R plus E. So dan sien jy, jou gradiënt is jou negatiewe weerstand. Okay. En dit maak sin, want jou interne weerstand kan nie negatief wees nie. Okay, hy vat actually volts, hy sit nie volts by nie, hy sê minus nie. Okay, so jy kan nie negatiewe weerstand hê nie, of 'n negatiewe interne weerstand nie. Dis hoekom daar 'n minus vooraan is, want jy gaan 'n minus die gradiënt en dan kry hy 'n positiewe punt. Okay. Yes. Ek gaan nou laat julle met stroombane speel in voorbereiding vir julle praktika. Ek wil nog 'n laaste ding sê. Okay. By hierdie stroombaan ek gaan hom net gou weer teken. Okay. Jy het hom so, daar is jou voltmeter, baie mooi. Nou is my vraag vir jou, as ons nog 'n weerstand in parallel sit hierso, hoe sal die voltmeter lesing verander? Okay, vir 4 punte. Toeneem, afneem, bly dieselfde, gee rede vir jou antwoord. Okay, of verduidelik jou antwoord. So my vraag hierso is, as 'n weerstand in parallel geskakel word, hoe sal voltmeter verander? Neem toe, neem af, bly dieselfde, verduidelik jou antwoord. Vir 4 punte. Pieter, waarmee is jy besig?
Nee, moenie sê die goed in op die bord nie. Wat skryf jy af, ou? Sorry. Ja, So ek bring vir jou op prentjie toe. Okay. So voordat ek gaan sê toeneem, afneem, bly dieselfde, gaan ek eers my redenasie doen en dan gaan ek my vraag beantwoord. Okay, so daar gaan my vraag kom. Reg, kom ons kyk gou. Toe ons nog 'n weerstand in parallel gesit het, wat het gebeur met die totale weerstand van die stroombaan? Want dis die eerste ding wat jy altyd doen, is die totale weerstand. Wat het gebeur met die om? Afgeneem. So totale weerstand neem af. Okay? Dan die volgende ding waarna jy altyd verwys is jou totale stroom. As die totale weerstand afneem, wat gebeur met die totale stroom? Toeneem. Okay, so die totale stroom neem toe. Hoekom? Want stroom is omgekeerd eweredig aan weerstand. Dit kom van Ohm se wet af. Okay. Nou die volgende ene. Kyk jy na jy beantwoord die vraag. Okay, maar hierdie ene is 'n matriekvraag, so hy het 'n bietjie werk om te doen. Jy kyk na hierdie formule. Okay, ek het nou daai I gaan inmaal net. En in hierdie formule is daai V ekstern. So jy sal sien ons verwys, ek gaan altyd afrond tot by die formule. Jou grafiek gaan altyd gaan tot by hierdie. So jy moet hom 'n bietjie oefen en solank uit jou kop uit ken. Okay, so toe hulle vir jou vra die vraag, wat gebeur met die voltmeter? Die voltmeter hier is volts ekstern. So hulle vra vir jou, wat gebeur met volts ekstern? Okay, so waar is ekstern? Daar is hy. Goed, so ek moet hierna kyk en ek moet hierna kyk om te weet wat met hom gaan gebeur. Goed, het daar enigiets met die EMK gebeur? Nee, want ons het nie nog batterye ingesit nie, ons het nie batterye uitgehaal nie. So die EMK bly konstant. Sharp. So hy is konstant, reg. Hierdie is die vraag, hierdie is konstant. Kom ons kyk gou wat het hier gebeur. Het daar enigiets gebeur met die interne weerstand? Nee, want weer eens ek het nie batterye ingesit nie, ek het nie batterye uitgehaal nie. Het daar enigiets gebeur met die stroom? Ja, die totale stroom het toegeneem. So as hy konstant gebly het en hierdie ding het toegeneem, dan het hierdie hele ding mos toegeneem, né? Want IR is gelyk aan I maal met R. Okay? So hierdie ding het konstant gebly, maar hierdie ding het opgegaan, dan gaan hierdie ding ook opgaan. Anders gaan jy is gelyk aan nie uitwerk nie. Okay? So ons gaan sê die verlore volts neem toe. Jy wou verlore volts nou weer. Hierdie volts wat die battery vat, word genoem die verlore volts. Want daar's nie 'n manier hoe jy kan meet nie. Jy kan nie jou voltmeter enige manier skakel dat jy hom kan meet nie. Dis net so spoefkaan. Verlore volts. Die verlore volts neem toe, soos het nou, hierdie ding bly konstant. Hierdie ding gaan meer word, so wat gaan met hierdie ding doen? Gebeur. Hy gaan afneem. Anders gaan jy die storie nie uitwerk nie. Want 10 is gelyk aan 5 plus 5. 10, hierdie ding bly dieselfde. Ons het nou net gesê die verlore volts neem toe. Kom ons sê hy word 8. Dan moet hierdie ding mos 2 word. Anders gaan dit nie uitwerk. Okay? So dan wil sê volts ekstern en dus die voltmeter neem af. So hierdie is neem af. Okay, daar is altyd so 'n tipe vraagie. Partykeer split hulle hom in twee. Hulle vra eers iets oor die stroom en dan oor die voltmeter. Partykeer vra hulle nie oor die voltmeter nie, hulle vra net oor die stroom, maar daar is altyd so 'n redenasie vraagie ergens. Okay. So nou gaan ek